Hallo julle, ons doen die opsomming van 1 Samuel vandag en ons gaan gou-gou deur 'n paar puntjies gaan wat ek opgetel het. As jy kyk na die begin van Samuel waar hy, jy weet sy ma hom nou basies kry, of waar sy nou verwagtend word, het dit nogal baie soortgelyk in die storie van Samson, jy weet die goed wat sy gedoen het en so voorts. So dit is nogal 'n vergelyking wat ek nogal opgetel het, wat nogal vir my interessant was. Dan die straf van die priesters, daar was die straf wat die priesters nie gedoen het wat hulle moes nie. Jy weet van Eli, wat sleg was, want ek meen op die einde van die dag het hy, jy weet hy moes sy seuns tigtig en hy het nie. Jy weet en daarom het hulle op die einde is sy hele, jy weet die straf wat hy gekry het was nogal groot en sleg. Jy weet, maar dit wys jou, jy weet daai kennisname en die aanvaarding van die priesterskap, hoe hoog dit is. En dis hoekom ek nou in vorige opsommings ook gesê het, jy weet, ek het glad nie 'n probleem met iemand wat byvoorbeeld die Bybelse feeste wil hou nie. Ek sal inteendeel aanraai, want baie van die ander feeste is maar heidens, maar pas op net wat jy en hoe jy dit hanteer. Jy weet, dit is nogal belangrik om daai konsep te verstaan. Ek voel baie sterk dat ons het nie regtig 'n hoëpriester en jy kan nie regtig baie van, of jy kan nie die volle fees uitdien nie. Jy weet, ek verwys maar terug na daai stukkie toe waar die tabernakel opgerig was en jy weet dan staan daar, jy weet hulle moet daar hulle offerhande bring, anders te offer hulle aan veldduiwels. Jy weet so, jy weet dis 'n moeilike een. Jy weet as jy voel jy die priesterskap is op jou geplaas, jy weet die hele, jy weet dit is reg volgens my dan. Maar jy weet dit is maar iets wat ek altyd vir mense sal sê, pas op maar daarvoor. Maar jy kan nog steeds 'n groot deel van die feeste bybring, as jy dink die fees van ongesuurde brode en daai tipe goedjies, wat belangrik is om te doen in anyway. Dan wil ek net sien, of net verwys, daar is 'n verwysing na Dagon. Dis die visgod, klein lettertjie G, wat julle kan 'n bietjie navorsing gaan doen oor Dagon, is nogal interessant. Nogal wat interessant was oor die ark, wat hulle teruggestuur het na Israel toe, oor dat hulle die Filistyne, nadat hulle die ark gevat het, stuur hulle hom terug, want jy weet, hulle het sommer dood gegaan en geswelle uitgeslaan, en dan daar so 'n bietjie van 'n beweging daar buite wat sê, hulle skat dat die ark is radioaktief. Nou dis nie iets wat ek al regtig nagevors het nie, is nie iets wat my regtig aanstaan nie. Maar ja, dis maar net so 'n bietjie van interessantheid. So is nogal interessant wat hulle sê, hulle die geswelle uitgeslaan en so voorts. Dan interessant, Samuel se seuns maak ook soos Eli se seuns. En jy weet hulle wil hulle ook nie aanvaar en so voorts nie. En jy weet toe hulle nou vra vir Samuel, ja, of hulle soek 'n koning, jy weet, want hulle het nie gehou van wat Samuel se seuns gedoen het nie, en Samuel se seuns was skuldig. Jy weet, was dit toe ook nou nogal, jy weet, dis maar dieselfde wat Eli se seuns gedoen het, maar ek dink obviously het Samuel hulle dan nou meer getigtig, anders sou hy waarskynlik dieselfde straf gekry het. Maar hulle soek dan nou die koning, en ek meen die Vader is ons enigste koning, en dan later sal ons mos nou in die Bybel kom die res van die verwysing uit, in terme van koningskap en die troon van Dawid, wat vir altyd daar sal wees. Net vir interessantheid, Saul was 'n Benjaminiet, wat ook interessant is, want onthou Dawid is wat nou later mos nou die koningskap oorneem, kom uit Juda uit, wat nogal interessant is.
daar's 'n paar verwysings na die siener wat hulle gaan sien het. Of hulle verwys eintlik maar die profeet van teenwoordigheid, wat interessant is, so hy praat met die Vader, of die Vader praat met hom. Ek meen, er word 'n hele paar keer verwys daarna. Daar's 'n groot verskil tussen 'n siener en 'n waarseer. Waarseer is wat daai acts van wat is dit nou, die acts van Endor is, byvoorbeeld. Jy weet wat met die dode ryk praat ensovoorts. So dis ontoelaatbaar, maar 'n siener is 'n bietjie anders, jy weet, hy praat met die Vader. Dis eintlik maar so eenvoudig. En ja, so daai stukkie is daar. En dan was net vir my interessant, jy lees van die Vader se gees wat op sal kom om die mense te inspireer en basies, jy weet, goed te doen wat ek dink nie menslik noodwendig moontlik is nie. Dit was ook nogal vir my interessant. Dan Saul se offers wat hy sonder Samuel gedoen het. Jy weet, so weer 'n keer, daar's 'n goeie voorbeeld van wat ek voorheen gesê het. Jy weet, hy doen die offers sonder Samuel, want Samuel was nou laat volgens hom, en hy het benoud geraak, en toe doen hy die offers voor die Hemelse Vader. En hy het die koningskap verloor as gevolg van dit. So, dis hoekom ek sê, mense, dit is reg, as jy voel jy het die priesterskap, en jy is uit die stam van Levi uit, ensovoorts, maar neem maar net kennis, laat jy kan vir jouself amper meer moeilikheid maak as wat dit werd is. Nou interessant, laat Jonathan wat vir die Vader vra vir 'n teken, om te weet of hulle moet aanval. Dis daai stukkie wat hulle opgeklim het, teen die, om te hoor waar hulle ons nou eintlik bietjie droog gemaak het, wat hulle ons by die Filistyne gaan, toe sê hy en sy wapendraer, jy weet, as hulle sê hulle moet opkom, dan het die Vader hulle in hulle hand gegee, teenoor as hulle sê hulle moet nie opkom nie, dan, jy weet, moet hulle nie opgaan nie. En ek meen, dis niks anders as 'n teken wat hy voor daar gevra het nie. So is net 'n bietjie van 'n interessante een daar. Amalek word met die bandvloek getref, oor wat hulle gedoen het met die uittrek van, of gedoen het aan die Israeliete met die uittrek uit Egipte uit. Ook nogal 'n interessante een, so dit wys jou, laat baie van daai goedjies bly maar teen jou, en dit sal altyd teen jou bly, tensy jy dan nou vra vir vergifnis en dit regtig berou. Okay, en Dawid kom uit die stam van Juda, ek het dit al genoem. Dan 'n ander verwysing wat nogal vir my ook interessant is, nadat Saul nou half die koningskap verloor het, en Dawid basies nou maar, jy weet, die gesalf is as die nuwe koning, is dit interessant dat die Hemelse Vader stuur 'n bose gees na Saul toe. So dis interessant dat dit nou so gestel word, want ek weet, mense hou daarvan om te sê, ja, nee, maar dis die duiwel wat dit doen, en die duiwel wat daar doen. Nee, fout maak nie, hy het sy doel, en hy doen wat hy moet doen. Maar die Vader het die bose gees na hom toe gestuur. So dis maar net ietsie interessant. Dawid is vreesloos oor die geveg teen Goliat, want sy geloof was baie sterk. Dit is nogal waar. Jy weet, as jy vat, daar was nie, hy's groot, hy's 'n reus nie, dis die hele effek van, hoorie, maar daai ou kan mos nie so praat van ons nie. En dis nogal vir my interessant, en dit wys jou hoe sterk sy geloof was. Jy weet, as jy nou mooi onthou die stukkie wat daar gestaan het, is hy het gesê, jy weet, as 'n leeu my aangeval het, die leeu gaan vang en die lam uit sy bek uitgeruk en die leeu gedood, as ook so met beer, as ek reg kan onthou. Maar die hele effek is, jy weet, hy was net vreesloos, want sy geloof was net so sterk. Daar was geen twyfel in sy geloof nie, en dit is die ding wat ek dink ons baie keer mis in ons daaglikse geloofslewens met alles wat ons doen. En dan die klippies wat hy optel is nogal interessant. Ek weet nie of almal dit natuurlik weet, dit was nie omdat hy gedink het hy gaan dalk die eerste klip mis nie. Dit was juis oor Goliat se boeties. Jy weet, so hy het presies opgetel, as hy dalk die een gedood het en die ander wil kom moeilikheid maak, en dan het hy daai spaarklippies om hulle, jy weet, uit te sort. Dan die afkap van die kop, dink ek, is ook nogal van belang. Julle kan self bietjie gaan navorsing doen oor die
ehm die reus wat hulle daar gekry het in Afghanistan, wat hulle op die einde van die dag, jy weet, jy kan hom nie net half uitsort met wapens en wat ook al nie, jy weet, hy hergenereer sy wonde, of wat ook al hoe ook jy dit nou wil sien. Nou, dis nie heeltemal of het dalk nou presies dieselfde was nie, maar dit gee jou nogal 'n bietjie van 'n idee, en behalwe as die kop afgekap word, is bietjie moeilik om 'n nuwe kop te groei. Ja, nogal so iets so tongue-in-cheek, as 'n mens dit so kan stel. Dan Jonathan en Dawid, jy weet, hulle was baie naby mekaar. As 'n mens dit nou in vandag se taal kan sê, is seker net maar soos 'n bromance. Jy weet, goeie vriende. Ja, Silver ook vir Dawid laat, jy weet, Silver vir Dawid laat sterf, en hulle het, jy weet, want hy het basies gesê, die eerste keer was maar, toe hy gesê het, hy moet die voorhede van 100 Filistyne gaan afsny om met sy dogter te kan trou. En ek meen so, dit is iets wat Dawid ook later moes nou maar doen, wat nou baie ongeregtigheid is. Maar toe is die koningskap nou klaar weggevat van Saul af, en ek meen, Samuel het ook vir hom gesê, jy weet, jy het nou so moeilikheid gemaak, dat jy sal nou die troon verloor. Maar dit was net vir my interessant, dat hy hom ook hierdie onmoontlike taak eintlik gee, en Dawid het toe nou dit ver oorskry. Dan 'n slegte een vir my was toe Saul die priesters doodgemaak het, wat vir Dawid gehelp het. Jy weet, sonder dat hulle eers geweet het, daar was moeilikheid tussen hulle en Dawid. So jy kan sien, hy was heeltemal basies maar van sy trollie af. En ek meen, is meer as een keer wat Dawid vir hom gesê het, hoor, ek kon jou doodgemaak het, wil die vader het jou in my hand gegee. En tog het hy net, jy weet, half bietjie kalmeer, en dan het hy weer half van sy trollie afgeraak. So as jy nou terug weer verwys na daai bose gees, wat die vader na hom toe gestuur het. Nogal interessant. Ja, en dan wat vir my seker een van die hoogtepunte is van Dawid in die hele opbrengs voordat hy opstap na koning toe, is die feit dat Dawid selfs sy manskap ook sê, julle raak nie aan Saul nie, want hy is die gesalfde van die hemelse Vader. Jy weet, ek wil weet hoeveel van ons in vandag se tyd sal gaan en sê, weet wat, hierdie ou wil my vermoor, jy weet, en my skade, jy weet, aandoen ensovoorts. En as jy die kans kry om jy weet, ek sal nie sê wraak te neem nie, maar om jouself te verdedig, en dit dan nie te neem nie, want, jy weet, dit is wat dit is. Ek weet nie hoeveel van dit sit in ons broekspype vandag se tyd nie. Maar dit was net vir my, jy weet, wys jou hoekom die vader ook so baie van Dawid gehou het, glo ek, en hoekom hy ook soort van met so baie kon wegkom. Maar ek dink is belangrik, dat mens moet besef, die punt van Dawid was ook, wat ek glo, sy geloof was onwrikbaar. Jy weet, sy geloof in die vader ensovoorts, maar, en dan natuurlik die feit dat hy het oortree, hy het sy moeilikheid gehad, maar hy het ook elke keer totaal en al berou gehad oor wat hy gedoen het. Jy weet, so hy het besef, hy maak moeilikheid. En dan ja, natuurlik ek het het vroeër nou genoem, Saul gaan na die heks van Endor toe, om vir Samuel op te roep en te sê, hoorie, maar wat gebeur nou, hoe moet ons nou maak, ensovoorts. Interessant daar waar Samuel selfs, nadat hy nou in die doderyk is, weet basies nou maar sê, hoorie, hoekom pla jy my? Hoekom maak jy my wakker? En dan as hy nou vir hom die vraag vra, dan sê hy, okay, maar jy weet mos nou, die hemelse Vader is nie meer aan jou kant nie. So, jy weet, hoekom vra jy dan nou, wat moet jy doen? Jy weet, so dit was net vir my interessant, en dan natuurlik, dan kon jy ook nou weer die verskil gesien het tussen 'n siener, soos wat ek nou ook vroeër gesê het, en 'n waarsêer. Jy weet, dis hierdie een wat praat met die dode ryk, en daai tipe goed. Waar 'n siener is, het gaan oor die Vader, ensovoorts. So dit is, so daar's 'n hele klomp belangrike punte, en onthou, ek meen, dit is soos wat
die vader gesê het, jy weet, Dawid is 'n man so na sy hart. En ek meen, jy kan sien, hy het ook maar baie foute gehad, maar in dieselfde asem, jy weet, ek dink ons almal kan streef om soos 'n Dawid te wees, en so standvastig in sy eie maniere en wese, ja, sonder al die moeilikheid wat hy wel gemaak het, glo ek. Ja, julle, dit is die bespreking van 1 Samuel. Ek sal nou daarna die volgende een sal nou wees oor 2 Samuel. Ek wil maar net so vinnig net noem vir mense. Onthou mense, al hierdie goedjies is my opinie. Jy hoef nie te glo wat ek doen nie. Ek hoop die meeste van julle lees gewoonlik saam as julle die goeders luister. En jy weet, in dieselfde asem soos ek sê, dis maar my interpretasie en hoe ek die dinge sien. En ek hoop dit inspireer jou om dalk self bietjie te gaan lees, dalk leer jy iets, dalk kan jy dalk iets aanvul en dalk help het jou op 'n manier. En dan wil ek ook net weer verwys, onthou ek gebruik die woord Hemelse Vader, want ek beskou die Vader se naam as hoogheilig, die tetragram, die J-H-V, so ek gebruik dit baie min, behalwe as dit regtig moet. Ek dink dit is iets wat net gebruik moet word vir die wis en die onwis nie. Ek gebruik wel nie die woord Here nie, want die woord Here beteken Baal. Julle kan maar self julle navorsing gaan doen daaroor. Maar ek wil maar net sê, jy weet, want partykeer raak die mense dalk 'n bietjie die mekaar, jy weet, want ek waar daar oral waar daar nou byvoorbeeld iets soos Here staan, sê ek Hemelse Vader. Ja, mense, en dis dit. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en dan praat ons weer met die volgende een. Bye.